Goeiemôre, good morning. Hartlike goeiedag, goeiemôre aan elkeen wat selfs ook nog so 'n bietjie sukkel om hy slaap so uit die oë uit te haal. En goeters, wees nie bekommerd nie. Ons is hier om die dag saam met jou te begin. Goeiemôre. Nou, hoekom moet ons nie bekommerd wees nie? Gaan jy vir ons wakker sing? Ja, of nee. wat? Ek het besluit vandag gaan ek sing en jy gaan dans. Okay, maar dit is eers later in die program. Yes. Heel wat later in die program. Asseblief, hoekom? Want Ons sal hoor dit net, dalk selfs moet uitstel na môre of oormôre toe, wie weet. geen probleem, want vandag is 'n nuwe dag en luister net wat het ons vir jou opgedis. Ja, ons vind uit of daar werklik 'n konnotasie tussen geboortevolgorde en persoonlikheid is. Ons gesels met Ziggy Burger na die Kaapstad of na Kaapstad se eerste Spar Suid-Afrikaanse netbal kampioenskap oorwinning. En kry tuis van Sail se insig oor die toekoms van finansies. Marcel Peach kuier ook om oor die tweede speelvak van Semi-Soet, die musiekblyspel, te gesels. En natuurlik leer sy ons dan nou ook die beweging van rekstrek baba. Gesien waar kom die dans in? Ja, sy. Nee, dis dan nou jy hoor. Dis dan nou net jy. Ja, hoe vinnig wil jy daai enetjie uitkom? Ja, vinnig wil jy daai enetjie uitkom. Onthou my ervaring is strek nie so wyd soos joune nie. Jy kan mos nou jou Ja, skit. ons kan, maar ek kan vir jou altyd leer. Ou Els, Ek kan op die tafel klim en daar jy weet, 'n paar sy, rakpassies en dan rek en strek baba ons daar. Luister, kom ons begin met 'n lekker oggendpraatjie Ja, wat ek nie vertel wil ons. afskop. Wetenskaplikes in Australië het 'n besonderse slim jagtegniek by dolfyne waargeneem. Hulle gebruik leesseeskilpaaie as gereedskap om vis te vang. Jy het reg gehoor. Die dolfyne jaag klein visse in groot leesseeskilpe in. Daarna tel hulle die skilpe met hulle bekke op, lig dit uit die water en kantel dit sodat die vis direk in hulle bekke val. Klink amper soos iemand wat ek nou die dag gesien het by 'n restaurant wat 'n oestertjie so gesluk het. Ja, Ja, het lyk of skulpie daar gehad. Luister mooi wat ek sê. Okay. Die gedrag is in Hervey Bay in Queensland waargeneem. Navorsers het reeds van dolfyne in Wes-Australië wat dieselfde tegniek gebruik het geweet, maar dit was nog nie van tevore in hierdie deel van die land gedokumenteer nie. Na gesprekke met plaaslike toergidse het navorsers egter ou foto's ontdek wat wys dat dolfyne in die gebied hierdie tegniek moontlik reeds sedert minstens 2019 gebruik. Die interessante waarneming van die dag was egter 'n jong dolfyn wat sy ma dopgehou het. Kort nadat sy ma skilpad val het die kalf dit opgetel en op feitelik dieselfde manier as sy ma probeer gebruik. Dit kan moontlik die eerste bewys wees dat dolfyne hierdie soort gereedskapsgebruik wil maas en ander lede van hulle groep aanleer. Die wetenskaplike span het verduidelik dat hulle nog nie weet waarom sommige dolfyne hierdie tegniek ontwikkel het nie, maar het bygevoeg dat daar nog baie is om te ontdek oor hoe en waarom dolfyne gereedskap gebruik soos 'n skilpie. Kom visie in die skilpie in, toeps. Soulik. dit is baie oulik. Ek dink dit is my altyd so fascinerend om te weet dat diere, jy weet, so slim kan wees en eenvoudig net oor jare heen ook kan aanpas, of dat wetenskaplikes dan nou hierdie soort navorsing doen en dit ontdek. Ek is so bly want gewoonlik sou ou lees, hulle het in die 50er jare of in die 40er jare dit al ontdek, maar kyk nou net, elke jaar, elke dekade word daar nog nuwe goedjies ontdek en geleer en gesien. Like it. Was jy nou al baie naby aan 'n dolfyn gewees? Ek het al die wonderlike voorreg gehad om saam met hulle te duik en goeters, maar die ouetjies is so rats en so oulik. Daar's net so enetjie of twee wat wil kom hallo sê en die res, pappa jy moet daai flippertjies van jou skop om by te bly. Dis nogal iets wat ek sal wil doen. Ek moet vir jou sê, want ek dink oor hulle geaardheid. Maar ek het nog net die voorreg gehad om hulle te kon sien baljaar, so ek wil amper op sê dat dit gelyk asof dit redelik vlak was in die see die een oggend. Toe ek rustig ontwaak het, het gevoel soos in 'n fliek, jy weet, met die dolfyne wat daar speel terwyl ek nou nog wakker word. Ek weet van die vakansie oor Dubai en goeters het hulle mos nou wat jy die dolfyn kan vashou en goeters, maar dis baie meer in die aquarium setup, maar ek het nou al in die Wilde See, die diep groot blou see saam met hulle kon gaan swem. Ek dink ek verkies daai eerder, waar hulle vry kan beweeg. Ons organise ietsie man, dan kyk ons of hulle skilpie optel. En ek wil graag 'n orka ook sien, asseblief, reël dit ook vir my. 'n Orka? Ja. Okay, laat ek gou my mense bel, vertel jy vir ons nog 'n storie, dan kyk ek of ek 'n orka in die hande kan kry. Kyk of jy dit vir my kan reël, want dit is een van my grootste drome. Goed, nou, ek gaan nou so 'n bietjie meer tegnies raak, as jy gereed daarvoor. Ja. Okay, gereed om te vertrek met hierdie vlug.
Gaat ons. Ag, gaan ons weer, né? Gordel vas. Daar sy. Die wêreld se grootste vol elektriese vliegtuig het pas sy eerste suksesvolle toetsvlug voltooi en volgens die vervaardiger het die vlug van byna 'n halfuur slegs sowat R90 se elektrisiteit gekos. Hard Aerospace se eksperimentele X-1 vliegtuig het op 12 Augustus sy vlug by die Plattsburgh internasionale lughawe in die deelstaat New York onderneem. Nou die vliegtuig was vir 27 minute in die lug en het 'n hoogte van sowat 335 meter bereik. Hierdie is geen klein eksperimentele hommeltuig nie hoor. Die X1 spog met 'n vlerkspan van meer as 32 meter, is sowat 23 meter lank en het met opstyg meer as 11 ton geweeg. Tydens die vlug het sy elektriese aandryfstelsel meer as 1 megawatt krag gelewer. Nou die X1 is egter nie bedoel om passasiers te vervoer nie. Dit dien bloot as 'n toetsplatform om die tegnologie vir Hard Aerospace se toekomstige ES-30 te ontwikkel. Die hibriede elektriese vliegtuig sal uiteindelik tot 30 passasiers kan vervoer. Volgens die maatskappy sal die ES-30 sowat 200 km op batterykrag alleen kan vlieg. Nou met die hibriede stelsel bygereken, sal die vliegtuig 'n reikafstand van ongeveer 800 km kan bereik. Die grootste trekpleister is natuurlik die laer bedryfskoste. Hard Aerospace glo dat elektriese en hibriede vliegtuie streekslugreise nie net goedkoper nie, maar ook aansienlik skoner kan maak. Die maatskappy mik daarna om die vliegtuig teen 2031 gesertifiseer te hê. Daar lê natuurlik nog 'n lang pad voor. Batterye is swaar, die reikafstand is tans nog beperk en die tegnologie moet nog bewys dat dit veilig en betroubaar genoeg is vir kommersiële gebruik. Maar United Airlines, Air Canada en JSX het ook reeds hulle belangstelling in die hibriede elektriese vliegtuig uitgespreek. Met sowat, ja, dit is net interessant die getalle wat daar genoem word en die bedrae wat daar genoem word. Maar 'n lang storie, so It's very interesting though, Ja. maar ek wonder nou, kyk, ek het my bedenkinge so nou en dan nog oor die battery aangedrewe voertuie wat se afstand, reikafstande en goeders ook maar nog so bietjie aan die skraalkant is. ja. Maar ja, sal ek in 'n elektriese vliegtuig vlieg? Met 'n valskerm op my rug, ja. So jy gaan so kiertsreg op sy gereed om te spring. Ja, ek gaan net reg wees. Ja, ek dink Gaan. dit maak mense so 'n bietjie angstig om te dink, jy weet dat, maar soos ek sê, gelukkig is hulle besig om te eksperimenteer en klink dit vir my asof hulle redelik moeite doen met navorsing voordat hulle die vliegtuig laat sertifiseer. Ja, want op hierdie stadium lyk die reikafstand vir my soos van Wonderboom Lughawe na Waterkloof Air Force Base toe hier in Pretoria. Maar okay. Ten minste, die voordeel daaraan is, as hulle dalk in die lug sien, hier's nou 'n probleem, dan kan hulle net die batterye uitgooi en dan kan die batterye soos 'n So wat groot sê jy vir my? skulpie. Ek kan dalk een van die dae van hier af tot in Johannesburg vlieg. Jy mag dalk. Ja, ek sal so pendel. Daar sy lekker. En jy gaan die lug vir ons skoon hou en allerhande lekker. Ja, sorg dat jou battery ook gecharge is voor die tyd. Soos ons batteries gecharge is en as jou nou nog nie gecharge is vir vanmôre nie, kry vir jou 'n koppie koffie. Bly waar jy is. Goeiemôre, good morning is nou weer terug. Maak los daai gordel. Klinks, die vliegtuig is in die lug.